panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Oh, I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. You and you alone are the real joy giver. You're the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Rumors of the Son of Man, stories of a Savior, holiness with human hands, treasure for the traitor. No ear had heard, no eye had seen the image of the Father, until heaven came to live with me. A rescue like no other. Yes, you are worthy. You are worthy of your name. You are worthy. Yes, you are. You are worthy of
my author, my maker, my ransom, my savior, my refuge, my hiding place. You're my helper, my healer, my blessed redeemer, my answer, my saving grace. And you're my hope in the shadow, my strength in the battle, my anchor for all my days. And you stand by my side, you stood in my place. Jesus, no other name. Oh, Jesus, no other Vriende, die klein profete het verseker 'n rol te speel. Ek glo dat die hele woord deur God ingegee is en nuttig is vir ons, is tot lering, onderrigting, teregwysing,
dat dit vir ons wil lei tot die geregtigheid van die Here en dat ons uiteindelik dit sal lees met die bril van Christus, elke liewe woord. En dat ons uiteindelik sal staan in 'n totale verlange vir wie die Vader is en uitverkoop sal wees aan die Here. Nou Haggai doen niks anders as dit nie. Dit bring vir ons twee diepliggende vrae wat ons in detail bietjie in die boodskappe wat ek op MP3 uitgestuur het na vore bring. Ek wil regtig vra dat julle eintlik ek hoop en vertrou dat julle al eintlik hierdie twee hoofstukke gelees het en dat julle dit bedink het. Nou ek moet eerlik onmiddellik sê baie min mense lees hierdie gedeeltes van die Bybel want dit maak nie vir hulle sin nie. En ek dink die rede hoekom dit nie vir ons sin maak nie of omdat dit vir ons boring is omdat ons nie die geskiedenis van die Ou Testament ken nie of nie regtig weet waar dit inslot in die groter storie van God nie. So ek deel 'n bietjie meer hiervan met die breedvoerige boodskap, maar kom ek gee net so twee dinge vir julle as huiskerk wat julle nou gaan saamgesels. Vir jare lank het God profete gestuur voor ballingskap se tyd om die volk van Israel te waarsku want hulle hart het weggeraak van die Here af. Hulle het agter afgode diens aangestap, hulle het lou geraak, hulle het baie meer gecompromise met hierdie wêreld, dinge wat ons ook vandag relevant vind en sien ook in ons eie lewens en die wêreld rondom ons. En so die Here keer op keer profete ingestuur en sê, draai terug na my, besny julle harte, repent, kom en draai terug na die Here, buig jou knie voor die Here, laat staan, maak dood die lede van hierdie liggaam, kom op die journey van heiligmaking. Maar hulle het hulle harte verhard, hulle het meermale eintlik gelag of hardvogtig geraak, trots en nie teruggedraai nie. Die Here keer op keer gebeur, as julle dit nie gaan doen nie, gaan die ballingskap kom, die gevreesde Babyloniërs gaan kom. Hulle gaan julle weglei in boeye, daar gaan 'n totale destruction van Israel, van Jerusalem kom. Om lang storie kort te maak, dit het gebeur. Babylonië het gekom in 586 voor Christus en totale destruction van Jerusalem gebring. Alles is vernietig, die tempel is afgebreek, huise is gebreek, mense is letterlik in kettinge weggesleep in slawerny in ballingskap. Vir 70 jaar sit hulle in ballingskap. En in daardie tyd het die Here ook profete opgerig tydens die ballingskap, ouens soos Jeremia, Jesegiel, hulle wat geprofeteer het. Ons gaan daarby uitkom, dis kosbare dinge. Jesegiel wat byvoorbeeld langs die rivier sit daar in Babylonië en hierdie beelde sien van die 4 gesigte wat die Here vir hom oproep. Dis ongelooflike waarhede, maar al hierdie dinge vorm deel van die geskiedenis van die Ou Testament. Dit is so exciting julle, dat ons hierdie dinge moet verstaan en bedink, en dis wat ons gaan doen wanneer ons hierdie boeke gaan lees. Ons klim terug in die geskiedenis. Ons kan nie anders as om kontekstueel hierdie dinge te lees nie. Want haal ons dit uit konteks uit, julle dan lees ons enige ietsie in wat ons wil inlees. So, lees die boeke, maar plaas dit in die frame van geskiedenis. Ek sê nou weer, gaan doen 'n bietjie studie, gaan doen 'n bietjie moeite, anders gaan hierdie studies van, byvoorbeeld Haggai, Sagaria en Maleagi, so links en regs by jou verbyvlieg en want jy gedink, ek verstaan net eenvoudig nie wat hier staan en maak nie vir my sin nie. Maar hopelik as jy saam met my 'n bietjie hierdeur werk en dalk die langer boodskappe luister, 'n bietjie tyd maak daarvoor, as jy dalk in jou kar ry ergens heen, dit wil luister, kan dit vir jou baie sinvol wees, nie omdat ek so sê nie, maar omdat dit 'n bietjie 'n bestudering is van die geskiedenis. So ek haas my gou om bietjie by 'n paar gedagtes uit te kom. Haggai staan in hierdie tyd op, omtrent 520 na Christus, by die terugkeer uit ballingskap. En dan profeteer hy 5 keer, 5 kort preekies wat die Here vir hom op sy hart gee. En hy deel dit. As jy nou ooit gedink het, my lewe is nie significant nie, wonder ek, as die Here iemand gebruik soos Haggai, hy kom in 'n kort tyd, so binne die kwessie van omtrent September tot Desember in die verloop van 'n kalendermaand of 'n jaar, kom hy en bring hy 5 woorde, baie kort woorde, kort preekies, eintlik daai ding waar die gemeente opstaan en sê, joe, gee vir ons so dom nie, iemand wat so kort preek, is baie kort, op die man af, kom bring hy hierdie woorde, en wil ek vir jou sê, is sy lewe 'n sukses en significant in die groot storie van God se plan, want die Here het hierdie woorde vir ons opgeteken. Ek dink baie mense dink altyd, ek moet hierdie groot dade vir die Here doen, en ek moet soos 'n Jesaja 66 boeke kan profeteer, en dan is ek eers significant. Partykeer is dit net een woord, of 'n paar woorde, of dit wat die Here op jou hart lê om te gaan doen, in gehoorsaamheid, uitverkoop aan die Here, wat deurslaggewend is, en dis presies wat Haggai doen. Hy kom in hierdie tyd,
Wanneer 50.000 mense terugkeer, 'n remnant, 'n oorblyfsel van Israel terug na Jerusalem toe, en kom profeteer hy hierdie woorde, wanneer hulle terugkom, so daai berge bestyg, en dan hulle so oor die rand kom en na Jerusalem kyk en sê, kyk hoe lyk dit? Aan skerwe, dis net bakstene wat rond lê. Die destruction van 70 jaar terug op 586 van Babyloniese inname is duidelik sigbaar. En nou kom die groot taak, om die tempel, om die huis van die Here, om die prioriteite van die Here te herbou. Om God weer 'n woning, 'n tent te gee in hulle midde, sodat die Here onder hulle kan kom tabernakel, dat die teenwoordigheid van God weer onder hulle kan wees. Ek sê weer, Maleagi, Haggai, Sagaria en Maleagi is die 3 klein profete. Dit is nie eintlik klein mannetjies nie. Hulle is net korter boodskapies. Dit is eintlik verkeerd om te sê klein profete. Dit is profete. En bring hulle hierdie boodskap tot by Maleagi, wat eintlik so nouliks by mekaar aansluit. Julle sal dit sien. Dit is eintlik kosbaar. En uiteindelik is hulle wegvoorbereiders om weer hoop te gee na 'n verval, om weer moed te skep, om uit daai gees van depressie te ontsnap na hierdie lang jare van uitsigloosheid, amper verlorenheid in gevangenskap. Dit baan as te ware die weg 520 jaar voordat ons uiteindelik vir die profeet Johannes die Doper, wat die laaste profetiese stem sal wees wat opgaan, maar daar kom staan by die Jordaanrivier en so met sy vinger profeteer en sê, daar is die lam van God. Daar is die groot bevryder eintlik uit Babyloniese ballingskap. Daar is die heerser. Daar is die een wat julle sal red van sonde. Dis die een wat julle sal laat moed skep. Hy is die enigste een wat hoop en verwagting en 'n toekoms en nuwe lewe gee. Hy is die tabernakel, die teenwoordigheid, die tent van die Here in julle midde. Maar in wegvoorbereiding, om die weg gelyk te maak, om die volk weer te bring in aanbidding voor die Here met die tempel in Jerusalem, op die berg Sion, daar waar die verlange van die Here is, kom Haggai 5 keer en bring hy woord van die Here. Wat vir my so kosbaar is, ons begin in vers 5 iets daarvan lees, en ek wil hê julle moet 'n bietjie dit bedink. Hy sê, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Nou is oudtydse woorde hierdie, ons lees nie meer dit nie, maar kom ek help gou vir julle met die oorspronklike betekenis. Hy sê hierso, gee ag op wat julle wedervaar het. Met ander woorde, die Here roep hulle tot aandag. Die Here roep hulle tot nadenke, om ag te gee, daai gee ag is die woordjie levav in Hebreëus. Dit beteken om regtig waar in jou innerlike mens, in jou hart en jou siel, jou denk en jou understanding, diep vrae te vra. Levav, gee ag. Gee ag op wat? Waartoe roep die Here hierdie volk op? Gee ag op wat? Gee ag op julle verlede. Dink terug aan elke woord waartoe ek julle geroep het in die profete voor julle tyd. Dink aan die tyd van al die waarskuwings. Dink aan die tyd van julle vreemdelingskap daar in Babylonië. Dink aan daai 70 jaar in slawerny. Dink daaraan. Hoe was julle gewees? Op watse pad het julle gestap? Wat was die weg wat julle behandel het? Wat was julle hartsoortuiging? Wat was julle hartsbesnydenis? Hoe het julle gereageer? Levav, gee ag daarop. Consider, en dan sê your ways, wat julle wedervaar het. Daai woordjie in Hebreëus is die woordjie derek, nie direk nie, derek. En dit beteken, wat was jou pad gewees? Wat was jou journey, jou reis gewees? Wat was die weg waarop jy geleef het? Sien, God wil altyd hierdie oproep in ons hart bring, om uiteindelik consider die paaie waarmee ons besig is. En ek dink wat hier gebeur in Haggai se konteks is, die diepe vraag, wie was nommer 1 in jou lewe? Yes, vriende, ek dink, en ek praat 'n bietjie meer hieroor in die langer boodskap, een van die kosbare tekste wat my nog altyd diep gegryp het, is 'n teks soos in 1 Johannes 4, waar die Here sê, julle het my lief, omdat ek julle eerste lief gehad het. In Kolossense, wat ons nou net deur was, het Paulus in Kolossense die diepe vraag gevra, soos julle die Here dan aangeneem het, wandel so in hom, geword en gegrondves in Christus,
gedring deur julle geloof in totale danksegging. Consider your ways. Wat is die weg waarop jy wandel? Wat was jou hartsoortuiging? Hoe reageer jy wanneer die woord van die waarheid van die Here reguit na jou toe kom? Nou, in ons gemeente het ons nou Filippense, Kolossense en ons is besig kontekstueel tot vir die volgende 6 jaar met boeke wat ons reguit kontekstueel hardloop. En laat ek vir jou sê, die woord van die Here konfronteer ons op lieflike maniere. Dit wil ons eintlik bring by die stroom van die fontein van die genietinge van die Here, sodat ons daar sal drink en een ding sal doen, that we will consider our ways. Dat ons lewaf ag gee op die direk wat ons wedervaar, die journey waarop ons stap. Watter journey is jy op? Wat is jou weg? En waarheen lei hierdie weg? Nou wat interessant is, ek sê dit baie kortliks, jy kan langer gaan luister, is dat die ouens het teruggekom en hulle het totaal in 'n gees van mismoedigheid en pessimisme en depressie verval, want nou kom hierdie 50,000 mense, vrouens ingesluit, terug uit ballingskap uit. Dit is 'n oorblyfsel van Israel. Hulle moet eintlik die tempel van die Here opbou. Dit is die diepe vraag. Eintlik daai gee ag op wat julle wedervaar het, word in vers 7 weer herhaal, soos die Here wil sê, dink regtig mooi 2 keer. Dan profeteer hy so in vers 8, hy sê, klim op die berg, bring hout aan en bou die huis, dis wat die Here wil hê. Kom, skep moed, plaas my nommer 1, gaan bou my huis, bou dit op. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê, en dit sal my verheerlik, sê die Here. Nou vriend, wil die Here met ander woorde hê, jy moet nou alles los waarmee jy besig is, en ons moet nou ergens 'n braakland vind hier in die dorp en 'n gebou gaan bou wat God verheerlik. Dis nie wat ons kontekstueel praktiesheid sal verstaan nie. Wat Haggai profeteer in God se stem is, waar is ek in julle midde? Consider your ways. Is ek regtig die primêre verlange van julle hart? Is my huis dit waar ek julle ontmoet, om die tent van verlange te nader, waar my teenwoordigheid sal wees? Is daai verhoudingswerklikheid van my teenwoordigheid, waar my Shekhinah, my glans en my heerlikheid in julle midde sal wees, is dit julle verlange? Bou die huis. Laat ek nommer 1 in julle lewe wees. Julle het my lief, omdat ek julle eerste lief gehad het. Consider your ways. Want die Here sê, hy het so 'n wedervaring daaraan, of dit is vir hom so belangrik, hierdie weg en hierdie journey, dat hy sê, ek sal 'n welgevalle daarin hê, so sê die Here. Daai welgevalle beteken eenvoudig, ek wil eerste in julle lewens wees. Ek wil primêr julle verlange wees, en in Haggai se tyd is dit wat hy uitspreek, kom terug, die Here het julle bevry, hy het julle verlos uit al hierdie verknorsing, maar is jou verlange nommer 1 die Here? Maar dan gebeur hier, so is dat terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop, sê vers 9. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword, sê vers 9. Kyk daar in die Bybel, maar dit is maar typies hoe die mense is, nee. Ons gaan onmiddellik, en dan kyk ons na dit wat die Here van ons vra, en dink ons, Jene, dit is net te veel en te groot, hoe gaan ons dit kan doen? Dit is bo my vuurmaakplek. En dan keer ons maar terug na ons eie huise toe, en ons gaan bou ons eie gerief, en ons droom ons eie drome, maar in die proses vergeet ons die dinge van die Here. Vriend, ons kan nie dit doen nie. Dis die primêre oproep wat ons hier hoor uit die stem van die Here. Asseblief, die Here sê, daar is gevolge, jy weet, nie strafregtelike gevolge nie, maar wanneer God nie nommer 1 in jou lewe is nie, is die gevolg daarvan so enorm, dat ons so gaan compromise en agter die wêreld aanhou, of ons eie huise, of ons eie gerief, of ons eie weelde, of ons eie drome, of ons eie skuurkamers wat ons opbou, dat ons die koninkryk van God en sy geregtigheid mis. Is dit nie Jesus wat juis in Matteus sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Jy hoef nie primêr eerstens na jou eie huis en jou eie belang en jou eie drome om te sien nie. Kyk na die dinge van die Here. Bou die koninkryk van God. Bou sy huis. Bring as 'n tempel van die Heilige Gees vir die Here na vore. Daar is baie broers en susters of vriende daar buite wat eenvoudig die Here verwerp, wat sterf letterlik sonder die Here. Consider your ways. Waarmee is julle besig? En uiteindelik sê ons dat hierdie waarskuwing eintlik dan deur God se stem deur Haggai kom. En dan sê die skrif so, die volk het gehoor gegee aan wat die Here hulle God gesê het.
En wat gebeur daarna is dat die mense in totale onsag staan, want hulle besef, jy weet, God is nie 'n speelmaat nie, hy is heilig, hy is verhewe, hy is Abba. En die skrif sê in vers 12, en die volk was vervul met die vrees voor die aangesig van die Here. Hulle het besef, miskien was die Here nie ons nommer 1 nie. Wat dan so mooi is dat die Here dan tot hulle spreek, en dan sê vers 14, en die Here bring ontsettend bemoediging, en hy sê, hy die gees van Serubabel, die gouverneur van Juda, hy die gees van Joshua, die hoëpriester, en hy die gees van die hele volk, het die Here opgewek. Hy die oorblyfsel van die hele volk van Israel opgewek. Oog is hy woord in Hebreëus. En wat dit eenvoudig beteken is toe, he awoke them, hy awake hulle, jy weet, hy hits hulle aan, het hulle opgewek, het eintlik eenvoudig in Afrikaans, kom aan manne, julle gaan dit doen, omdat die gees van die Here het julle opgewek. Daarom kan julle die grootste taak, om eerstens primêr die huis van die Here, die koninkryk van God op te bou, julle self beskikking te stel as 'n tempel van die Heilige Gees voor die Here te kom staan. En dit het gebeur in die 24ste September. Die woord het begin in die eerste van die 6de maand. Die eerste dag van die 6de maand in die Hebreëse kalender, Elul is eintlik September maand op ons kalender, en vir 24 dae is dit asof hierdie woord so bietjie dormant gelê het, en uiteindelik reageer die volk daarop op die 24ste September, en begin hulle met die groot werk van die bou van die Here. Sy huis. Wat sê hierdie dinge vir ons? Uiteindelik moet ons ook deur die bril van Christus na hierdie tekste kan kyk, en ek dink vra dit 'n dieper vraag. Is die koninkryk van Christus, sy geregtigheid, die opbou van die huis van die Here, is die beskikbaarstelling van jou verlange om jou huis beskikbaar te stel as 'n tempel, is dit jou prioriteit? Onthou, hierdie is post-Exodus, na die ballingskap. Hierdie dinge berei die weg voor vir die koms van Messias, vir Christus Jesus. En wat vir my kosbaar is dat na Maleagi is daar 'n 400 jaar stilte waar daar geen profetiese stem of 'n woord of wonderwerk of enigiets van die Here kom nie. Vir 400 jaar is dit stil. En dan al hierdie woorde van die bou van die tempel wat ons gaan sien in Haggai, Sagaria en uiteindelik Maleagi se laaste woord, was 'n bemoediging, 'n aanmoediging. Kom aan ouens, julle kan dit doen. Julle gees is opgewek, is geoog. Dis opgewek, julle kan dit doen. En dan uiteindelik na hierdie 400 jaar stilte, prakties gesproke, verskyn die laaste profeet uit 'n regte geslagslyn van profetiese familie, Johannes die Doper. Hy staan op die wal van die Jordaanrivier en hy wys eintlik na die tabernakel van die Here, die lam van God, Jesus Christus. Daar is hy. En die diepe vraag kom weer in ons hart op, is hy primêr nommer 1? Het ek gebou in die huis van die Here? Het ek my uitverkoop en die knie gebuig voor Jesus Christus, of het was my verlange meer my eie huis, fancy ceilings, fancy mure, fancy decorations, al my tyd, al my energie, al my resources uitgestort in my pret, my verlange, my dinge, maar die huis van die Here lê in puin. Die koninkryk van die Here roep uit, die arbeiders is min, die oes is groot. Uiteindelik is die fenominale ding hiervan, dat hierdie ding die weg baan, of die diepe oproep bring, wat profeties uit sal speel in die volheid van die tyd, dat die woord het vlees geword, hy word mens. God wil nie net in die tempel kom woon nie, dis wat nou gaan gebeur, maar om nou alles weg, die baan die weg, tot uiteindelik die vlees mens geword het en onder ons kom tabernakel, self onder ons kom tent opslaan. Maar die diepe vraag waarmee Haggai begin, en wat julle asseblief, as jy kan sou sien, net na die 2 MP3 sal gaan luister, is om te vra, is God die prioriteit van jou lewe? Is die eerste dinge eerste? Of het jy ook al opgegee of moedeloos geraak langs die pad en gedink, is it really worth it? Want regtig ouens, dis meer worth it om my drome uit te bou, my belange, my selfsugtigheid, my gemak. Lees nou hierdie boek, met hierdie kort bietjie agtergrond, en die langer MP3 gee baie meer agtergrond, en ek dink wat ons nou bietjie moet lees, of bietjie moet oor praat, is dalk lees, dalk hoofstuk 1 so bietjie oor in julle huis, kyk is net 15 verse, so bitterkort, en praat gou bietjie daaroor. Moenie iets anders probeer inlees as kontekstueel nie, laat die konteks praat. En kom ons praat oor of Christus en die Here nog steeds ons primêre verlange is. Dankie dat jy saam met ons op hierdie reis gaan, dis vreeslik exciting.
die ding, die boeke gaan net so pragtig opbou. Moenie moed verloor nie, hou aan lees. Miskien moet jy oor en oor lees en die Heilige Gees innooi met jou te kom praat. En dan sal ek met die hulp van die Here regtig kontekstueel probeer om hierdie dinge vir ons almal lekker in konteks te plaas. Die Here seën julle, ek hoop julle gaan nou lekker gesels. Ek wil regtig vra dat julle ook vir mekaar sal bid. Ons bid vir Christine en Willem. Christine wat nou mos die operasie gehad het nadat hulle van die kankerselletjies verwyder het. Ons bid regtig waar dat die Here haar nou sal aanraak en dat hierdie wond van haar nou baie mooi sal genees. En dalk wat ook al vir haar voorlê in die toekoms en behandeling wat potensieel voorlê, dat die Here vir haar so 'n groot realiteit en 'n deurbraak en 'n nabyheid sal wees. Ons bid asseblief ook nog steeds en reik uit na hierdie mense, na Terina de Villiers wat met haar chemoterapie begin het ook in hierdie week. Sy het donderdag aand daarmee begin. Ons bid asseblief vir hulle. En vriende, dan wil ek regtig vra dat ons ook sal bid nog vir baie broers en susters wat in krisisse tye beleef. Daar's baie verhoudings van onderdruk is, daar's baie onvergewensgesindheid, daar's so baie fokus kontekstueel soos Agai ook sê op ons eie huise en ons eie dinge. Dat die Here ons sal help om dit uit te sort sodat ons uiteindelik ons fokus sal skuif en ons aanskoue die leidsman en die volleinder van ons geloof sal sien en dat ons primêre verlange die Here sal wees. Hou aan bid vir mekaar, bid ook vir mekaar in julle gemeenskap van gelowiges vanoggend. Vra waarvoor julle vir mekaar kan bid en wees eerlik. Die Here seën julle, hy behoed julle en bewaar julle en mag sy aangesig oor elke een van julle skyn. Lekker saam met ons reis en hierdie profete, die laaste 3 profete vir die volgende 2 maande. Wat 'n exciting journey. Tot weersiens. Volgende week 9 AM Landbousaal. Die Here sien julle. Ons is opgewonde. Totsiens. כמה שמחה יש בביתך כשכולם שרים ביחד על שהיה, על שיהיה ועל כל שאתה עושה. היו ימים טובים יותר אך לעולם לא נוותר על השמחה הארוחה שעוד תבוא, כן היא תבוא. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה טובך שם במרומים אך גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה כשנבוא שוב לביתך. אם לא נשיר ונהלל האבנים לא ישתקו, כל הבריאה לך קוראת ברוך הבא מרנתה. בין אם עוד שנה או עוד 100 לך נמתין בציפייה, ושעלה גם עוד ירד ואז תתחיל החגיגה. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה טובך שם במרומים